Goeiemôre vriende, dis vandag Vrydag 20 Februarie 2026, so aan die begin van 'n naweek. Mag dit vir julle 'n wonderlike naweek wees en mag julle sommer net so 'n bietjie, as julle kan, so 'n bietjie ontspan. Ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. O Vader God, U wat die almagtig is, die alomteenwoordig is, die alwetende is. Voor U kom buig ons neer. Here, en kom vra ons vir U dat U ook deur die Gees vanoggend sommer met ons sal praat. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is dan nou hierso by Timoteus 3, so aan die einde van Timoteus 3, Timoteus stukkie so baie hoofstukke nie, uit so 6 hoofstukke. Paulus is besig om eintlik maar die temas aan te spreek op hierdie stadium met Paulus is besig met Timoteus te praat sommer oor temas. Hy praat 'n bietjie oor gebed, hy het 'n bietjie gepraat oor die vroue in die gemeente, hy het 'n bietjie gepraat oor die diakens en oor die ouderlinge het hy gepraat. En dan kom ons hierso by vers 14 wanneer hy die volgende kom sê in 1 Timoteus 3. Hy sê: "Ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weer weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God." Dit is die gemeente van die lewende God. Nee, dit is amazing wat Paulus vir hom sê. So hy kom sê, ek wil net jou 'n paar praktiese goed gee, dat jy weet hoe die mense moet lewe. En onthou net, dit is die huisgesin van God. Dit is nie sommer net so in hierdie gemeente nie, nee. Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid, en nou kom stipuleer hy die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is. Dubbelpunt. As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn, aan die heidene nasies is hy verkondig, in die hele wêreld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem. So Paulus kom sê net gou vir hulle, dit is die Jesus waarin julle glo. En weer eens, vriende, wanneer ons kyk in die tyd wat ons lees baie oor die opkoms van Islam, wat radikaal is, wat 'n radikale opkoms is, as radikale Islam en gewone Islam. Ek weet nie of 'n ou dit te veel kan onderskei nie, want ten diepste lê dit maar dat dit gaan daaroor dat dit teen die Jode en teen die Christene is, en teen enige iemand wat Islam nie aanvaar nie. Daarom ook die verskillende kossoorte wat ons nie mag, wat hulle mag eet, ons, of wat hulle moet eet, nadat die halal tekens daarop is, ons word eintlik een kant toe geskuif, né? So, die mense wat nie vir Jesus Christus aanvaar as persoonlike verlosser en saligmaker nie, is inderdaad die anti-Christ, vriende. Is inderdaad heidene wat buitekant God se helm staan. Kan hulle enige tyd kinders van die Here word? Yes. Praat die Heilige Gees met hulle? Ek dink die heeltyd. Die Heilige Gees praat, maar moet nie dat ek en jy enigsins enige illusie daaroor hê, vriende, dat godsdienste wat buite die Christelike godsdienst staan, alhoewel ons vir hulle lief is en alhoewel ons op 'n mooi manier met hulle omgaan, en nie soos met Islam met die mede godsdienste omgaan nie. Liewe vriende, is dit so dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus nie. En dis wat Paulus maar weer net hier op sy hart kom lê, né? En dan gaan hy aan. Miskien kom ons gaan aan. Dis is hoofstuk 4 sê hy die volgende. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet, né? So weer eens hierdie wettiese fundamentalistiese tipe van instelling waar die ouens sê jy moet hierdie wetjies nakom, as jy nie hierdie wetjies nakom nie, kan jy nie by God uitkom nie, wat absolute snert is, né? Dit het ons nou al baie keer vir mekaar kom sê. Dan gaan hy aan, hy sê, maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het is immers goed.
Niks wat met danksegging ontvang is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig, né? So hierdie die halal en alle goed absolute snert, alhoewel ons met groot liefde na ons moslim broers en susters kyk, né? Ons woord kom sê vir ons baie duidelik, jy kan enige kos eintlik eet, né? Daar's nie daai dat jy nou hierdie goed en jy moet 'n priester of 'n imam of 'n ding nou kom om sekere goeders daar te sit en tekens op 'n dingetjie te sit. So nee, dis menslike goed daai. Paulus kom sê vir ons baie duidelik, niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. Vriende, ja, dit is maar my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.